Haar blerrie buurman, episode 5. Ag, miskien nou jou nuwer buurvrou niks daarvan om op julle koue klein dorpie te kom woon nie, en verkoop sy die plek aan jou, nog voordat julle mekaar heeltemal vernietig. As sy buurmanne met peperspray kan bydam, is sy waarskynlik 'n moehoewiese rots van 'n vrou, wat ook kan boks en skop. En as sy van 'n ander etnisiteit is, het sy dalk 'n ouma wat 'n sankoma is, dan toer hulle jou. Dalk is die huis hier net 'n gier, en soek sy eintlik 'n teeplantasie in Sanin of in Kenia. Troos prokureursvriend Henry, toe hy Rikus 7 uur die aand by die hospitaal kom besoek. Jy sê mos, sy's nie een van ons boerevolkie nie. Nee, sy is nie. Sy's donker, baie donker, swart donker in haar gesig. Ek kon nie eens haar gelaatstrekke uitmaak nie. Maar Sheikh Sinch sê sy's ook nie van dieselfde Indiese afkoms as hy nie. Moontlik ook nie uit die verre ooste nie, haar oë is glo te groot. Hy sê self, hy kan haar nie mooi uitmaak nie. Ek het nog nie met hom gepraat, sedert hy 'n verklaring by haar gaan afneem het, oor die aanranding op my nie. Daai deel moet jy liewer maar los, Rikus. Jy's net so skuldig soos sy. Breek haar voordeur af met 'n rollie in die hand. Peperspray was die minimum geweld, sy kon jou arms gebreek het. As sy oë nie nog agter 'n donker bril geskuil het nie, het Rikus die man een van daardie kyke gegee, wat meer as arms kan breek. Henry glimlag net. Hy weet dat hy veilig is. Rikus is nog te delikaat en te kaal om uit die bed te spring en hom te probeer moker. Hy het een van daai agterste voor hospitaaljakkies aan en sy prokureur het mos vergeet om vir hom 'n T-hemp en oefenbroekie saam te bring, of om die klere wat onder die peperspray deurgeloop het, vir hom by die wassery te gaan oplaai. Tipies prokureur het hy ook al die antwoorde op vrae wat in die verre toekoms mag ontstaan. Rikus, dalk sien jy in die daglig dat sy eintlik baie mooi is. Oorweeg dit om met haar te trou vir die huis. Dit is my voorstel. Kan interessant wees om die huis in 'n egskeidingsgeding te kry. Die kontrak sal alles dek, ek verseker jou. Maar in elk geval, jy weet die Kama Sutra is geskryf en saamgestel deur ons donker vriende van 'n ander kontinent. As sy goed kan Kama Sutra, hoef sy nie eens 'n lyf te hê nie. Vergeet dit sal totaal oneties wees. Rikus maak 'n gebaar in die lug, maar van waar sy die aarde ingeval het, wie sy is en hoe sy in die daglig gaan lyk, is nie nou hier ter sprake nie. Wat ek eintlik gehoop het om uit te vind, is hoe sy die staatsgreep op my huis uitgevoer het. Hoekom het oom Stein die eiendomsagent se kontrak geteken en nie myne nie? Het jy hom toe gaan vra? Ek het inderdaad daai stukkie speurwerk gaan doen. Volgens die matrone van die oord was Passon reeds 'n week voor jou by hom. Sy en een van die verpleegsters het as getuies geteken, en die aanbod waarmee hulle gekom het, was baie hoër as die bedrag wat jy vir hom vir die huis aangebied het. Nou, hoekom op die aarde het die oom nie vir my dadelik daarvan gesê nie? Hy vergeet glo, Rikus, gereeld. Dalk wou hy graag aan jou verkoop, maar jy was te laat. Alzheimer's dan. Kan mens nie die kontrak as ongeldig verklaar nie? Die kontrak was in 'n helder oomblik geteken, en Pita, een van meneer Stein se seuns, was by. Die man het volmag oor al sy pa se sake. Henry kyk die onaangerakte bakkies hospitaalkos deur wat op Rikus se skuiftafel by sy voet en end staan. Gaan jy nie hiervan eet nie? Ek gaan nooit in my lewe weer eet nie, vlieg Rikus hom in. Hoe durf die man aan basiese goed soos kos dink, as die aarde pas hier reg langs hulle geval het? Man, hou op sulk en soek 'n ander huis om te koop. Henry trek die bord nader en pik aan die frikadelle en aardappels, en toe eet hy met oorgawe. Hy dink duidelik, dit is lekker. Tussendeur troos hy. Ek is seker daar's nog 'n huis of 2 in Waterval boven in die mark.
Trouwens, ek sien 'n te koop bordjie by die huis, reg agter die Steinhuis. En hoe inkorporeer ek die eiendom agter my nuwe buurvrou sin met myne? Bou 'n brug oor die agterste hoek van haar erf en kom oor dit. Net 'n grappie. Henry probeer regtig om die spanning te verlig. Rikus snork. Daar is niks om oor te lag nie. Koop die huis agter hare en oorreed haar om met jou te ruil. Die plek is in 'n baie beter toestand as hare. Daar is 'n ordentlike garage en 'n hoë heining om. Dis 'n baie beter koop vir 'n vrou, veral as sy dalk alleen bly, al is die huis heel wat kleiner. Hiermee kry Henry Rikus se onverdeelde aandag. Kan 'n mens so iets doen, soos ruil? Mens kan enigiets doen, dit sal net 'n paar rand kos. Die kosbak is leeg. Nou ondersoek die prokureur die ander bakkie op die skinkbord. Jelly en vla, gaan jy jou pudding eet? Ek gaan niks in hierdie hospitaal eet nie, ek moet hier uitkom. Geïrriteerd kyk hy hoe die man die jelly bakkie in sy mond omkeer en die inhoud daarvan met een groot lang slurp laat verdwyn. Toe vra hy sarkasties, kan ek vir jou 'n likeur en koffie ook bestel? Nee, dankie, ek het 'n ete afspraak met 'n vrou. So by the way, hoe kom jy môre by die huis? Daarom seker nie weer agter in 'n polisievan nie. Nee, Henry, Valentino sal my kom haal en vir my klere bring. Jou Valentijn, ag, ek is bly om te hoor dat jy ook iewers in jou 'n romantiese streep het. Ek dog jy's net bebos, Rikus. Nie my Valentijn nie, die Portugese ou wat vir my ma by Kleerskaie gewerk het. Die ou se naam is Valentino. Hy is nou in my diens. Valentino kom laai om 11 uur die volgende oggend by die hospitaal op, met klere, en met Rikus se eie bakkie. Rikus se oë lyk nog asof hy uitgeklink was in 'n 3 rondes boksgeveg, en moenie vir iemand sê dat dit 'n vrou was nie. Skaars trek Valentino weg, of Rikus se selfoon lui. Die oproep is van prokureur Henry af. Hy het sy navorsing verder gedoen. Sy gevolgtrekking is nie goed nie. Vergeet van jou planne om die steenplek vir die huis daar agter te verruil. Die simpel vroumens het heeltemal te veel daarvoor betaal en sy het blykbaar 'n hele string planne vir die plek. Dit is 'n Johannesburgse girl vir wie Bason van ver af sien kom het, omdat sy soveel drome oor dit gehad het. Ek beloof jou dat jy nie die huis agter haar teen dieselfde prys sal kan koop of verkoop nie. Wel, ek gaan nie eens meer probeer nie. Rikus sit die foon omgekrap af en prop het in sy baadjiesak. Jou ma is baie bekommerd oor jou, lig Valentino om. Sy sê sy kom dadelik huis toe om by jou te wees. Het jy so waar vir haar gebel en vir haar vertel? Man, vir jou ma steek mens niks weg nie. Sy het my gebel en gevra wat het met jou gebeur. Miskien is sy telepaties verbind met ons almal. Ag nee, verfliks Valentino, moenie so sê nie. Uitkom Rikus se foon weer. Hy bel, sy ma. Bly waar ma is. Ek is alright. Ek is uit die hospitaal ontslaan en dit was net 'n skoot peperspray. Vertel liewer vir my, hoe gaan dit met daardie oulike kleinkie van julle? Clarissa het 'n paar maande gelede vir die eerste keer ouma geword. Rikus se suster, Riet se dogtertjie. Wanneer sy 'n kansie kry, gaan speel sy lekker pop in Pretoria. Hy hoef dus nie te hard te sukkel om haar te oortuig om nog 'n bietjie langer daar te kuier nie. Later in sy kamer stroop Rikus sy klere van hom af en stap onder 'n warm stort in, om daai reuk uit sy hare te was. Die feit dat sy lyf en oë daarna beter voel, verander niks aan sy gemoedstoestand nie. Al waaraan hy kan dink, toe hy later in sy bed klim en oë toemaak, is dat hy iets moet doen om die buurvrou te oortuig om die huis aan hom te verkoop teen die helfte van die prys,
of te verlaat. As hy boos genoeg was, kon hy seker 'n paar kinderstories uit die dorp se meer onlangse geskiedenis argiewe afstof en opdis om haar so ver te kry om hakskene te wys? Nee, dit sal nie boosheid wees nie. So bietjie wraak kom hom mos toe na haar aanranding op hom. Of is dit oorlogvoering op hom? Miskien moet hy haar net so terloops laat uitvind dat van die vorige huisplakkers oortuig was dat hulle die spook van 'n ou vrou daar sien dwaal het. 'n Ou tannie. Geen stadsdame sal daarvan hou om te hoor dat die vorige eienaar van die huis se vrou 'n jaar gelede spoorloos verdwyn het nie. Die een dag nog was tant Betta Stein, het sy haar inkopies by Abdul se winkel gaan doen en sy was nog daar. En die volgende dag het sy verdwyn. Sy was weg. Sy het geloop. Te voet? Of het iemand haar voor die waanhuis se hek opgelaai, soos wat die oom beweer? En volgens die verwese oom Steintjie het daar 'n reuse tas met 'n klomp van haar klere ook verdwyn. Sy is beslis nie dood nie, hou sy ma Clarissa ook tot vandag toe vol. As Betta Stein dood was, sou sy daarvan geweet het. Waarskynlik, sy ma het mos die rare gawe om sulke goed te weet en te sien. En die mense kom praat met haar wanneer hulle reeds aanbeweeg het. Ander mense dink egter nog steeds dat oom Steintjie dalk iets daarmee te doen gehad het, dat hy nie so te pateties is as wat hy lyk nie, dat hy agter sy geheue en dementia skuil, as hy nodig het om iets weg te steek. Dus, wat as Betta Stein net nie lus gehad het om uit die hiernamaals met sy ma kontak te maak nie? Wat as Betta groen van jaloesie is, omdat haar eggenoot se oë dikwels 'n bietjie gedwaal het, veral in die rigting van Rikus se groot ouma Claire, en selfs na sy ma Clarissa, en die ou tannie het niks daarvan gehou nie? Dan sal sy mos nie met sy ma kennis maak of kontak maak nie. Buitendien as die ou man kan lieg, sy vrou met ander dames kan bedrieg en verneuk, en 'n man kan laat glo dat hy sy huis aan jou verkoop en dit dan nie doen nie, kan hy beslis moord ook gepleeg het. Rikus kan net dink hoe verontwaardig ou tant Betta moet wees, as die ou kerel haar liggaam iewers in 'n vlak graf gegooi het, of in 'n muur toegepluister het. Nee, sy sal nie net kwaad wees nie, sy sal moorddadig die bliksem in wees. Goeie rede om vir altyd te dwaal en wraak te neem op die nuwe eienares van 'n huis, wat sy nooit verlaat het nie. Rikus moet net mooi uitwerk hoe hy hierdie belangrike stukkie inligting by die regte persone gaan uitlek. Vir 2 volle dae wys Rikus nie sy gesig buite sy kamerdeur nie. Gelukkig is Valentino en Dada daar om onverwagse gaste te ontvang. Vanoggend het hy egter nie veel van 'n keuse nie. Daar's 'n bussie vol gaste op pad en hulle het spesifiek gevra vir sy beroemde currygereg. Rikus stap kombuis toe. Hy lyk daarom nie meer so sleg nie, al is sy oë nog effens sensitief. Hy skakel die ketel aan en wag met sy rug na die venster vir die water om te kook. Van hier af het hy 'n wonderlike uitsig op die eiendom reg langs aan. Hy kan skaars glo dat hy 'n week gelede nog hier gestaan en droom het oor alles wat hy daarmee sou doen. En toe was die huis reeds weg. Nadat hy met een argiteksvriendin gekonsulteer het, het hy besluit om nie te veel veranderings aan die binnekant van die huis aan te bring nie. Sy begroting was heeltemal te knap om alles te doen wat sy voorgestel het. Daarom het hy gedink om dit in 'n baie eenvoudige, bekostigbare rugsak-tipe akkommodasie te omskep. 'n Goeie skoonmaak en 'n laagie verf op die mure sou genoeg wees vir nou. Die stukkende slotte aan die deure en gloeiklampe sou hy self kon vervang. Sy hande is mos nie rond nie,
en met 'n klein bietjie hulp van 'n paar dagwerkers sou hy en Valentino die matte uitdruk en daarna die sementvloere onder dit vernis. Hy het reeds pryse gekry om die plek basies te meubileer. 2 tot 4 enkelbeddens of bankbeddens in elke slaapkamer, afhangende van die grootte van die vertrek. Die grootste badkamer sou vir die dames wees, die tweede een met die stort vir die mans. 3 tafels met 4 stoele by elkeen is genoeg in die sit-eetkamer om mee af te skop. Sy aankope vir die kombuis sou bestaan uit 'n groot yskas en 'n 6-plaat gasstoof. Die argitek het voorgestel dat hy die lang motorhuis platslaan en iets anders daar bou. Hy wil dit eintlik platslaan, maar beslis nie om dit te herbou nie. Dit is waar die toerbusse gaan parkeer. Op die oomblik parkeer hulle mos voor in die straat en dit is nie goed nie. Nie dat daar alreeds vele groot groepe in toerbusse kom kuier het nie. Sy slaapplek is mos nog te min. Oom Stein se huis sou daardie probleem drasties verlig het. Al maak Rieke seker dat hy nie in daardie rigting kyk nie, irriteer die gekap en die gewerskaf langs aan hom grensloos. Sy rus word al van gister af versteur deur die swaar houe van 'n hamer. Die donker vroumens, wat hy nog net skrams daardie nag van die aanval in die donker gesien het, en haar werkers is besig om die plek af te breek. Die uitsig waarop hy en sy gaste na dese gaan afkyk, is 'n stortingsterrein vir bouafval. Hy sal iets daaraan moet doen. As hy 'n nare en wraaksugtige persoon was, sou hy iewers in die nag oorgesluip het en al 4 die bande van haar duur Mercedes van hulle lig verlos het. Helaas, dit is iets wat hy nie kan miskyk nie. Die ding staan die hele oprit vol, want duidelik het sy ander planne met daardie lang garage. Maar so laag om bande af te blaas, sal hy daarom nie regtig daal nie. Hy wil haar daar uit hê, nie doodmaak nie. Want as hy dalk net sou inklim en eers iewers langs die pad agterkom, dat haar kontakte met die teerpad nou nie meer werk nie en haar in die steek gelaat het, dan maak sy dalk 'n ongeluk. Vroumense is nie so tegnies soos manne nie. Dit sal nie net ongereflik wees nie. Dit kan haar inderdaad doodmaak. Nee, oom Stein kan dalk moor, maar Riekes sal dit nie doen nie. Nog nie, in elk geval. Dan liewer haar net ignoreer, asof sy nie bestaan nie. Maar sy moenie hom beproef nie. Trap sy uit haar spore, sal hy haar al haar hel gee. Blerry stadswyfie, bedorwe brokkie, sekere pa in die huidige regering, vir wie daai duur karre uit die hemel val, en nou ry sy minderjarige dogtertjie met so een. Dalk, net dalk, het Papsie ook vir haar die huis kom staan en koop. Word vervolg.